Vandag praat ons met die LWO werkgewersorganisasie oor vakbonde en hoe hulle met werkgewers in Suid-Afrika interaksie het. Ek praat met hulle regsadviseur Meyer Lou. Meyer, baie welkom. Kan jy verduidelik wat gewoonlik gebeur wanneer 'n vakbond onverwags in 'n werksplek verskyn? En ek dink ons praat nie hier van fisies verskyn nie, is ek reg? Verseker. Vir baie werkgewers verskyn 'n vakbond heel onverwags. So gewoonlik is dit in die vorm van 'n e-pos of 'n brief. So volgens artikel 21 van die Wet op Arbeidsverhoudinge 1995 stel hierdie brief die werkgewer in kennis dat die vakbond lede aangesluit het, dat die vakbond sekere organisatoriese regte versoek in die werksplek en dat hulle 'n vergadering versoek om hierdie regte te bespreek. So Meyer, vakbonde het die reg om erkenning te versoek? Ja, volgens die Wet op Arbeidsverhoudinge het 'n vakbond wat verteenwoordigend is in 'n werksplek die reg om skriftelike erkenning te versoek. Die regte waarvoor die vakbond aansoek doen, hang af van die mate van verteenwoordiging in die werksplek. Basiese regte vereis 'n laer persentasie, waar teen ander regte 'n hoër persentasie vereis. Wat moet 'n werkgewer doen wanneer so 'n versoek ontvang word? Die werkgewer het 30 dae om met die vakbond te vergader nadat hierdie versoek ontvang is. So die doel van die vergadering is om te probeer 'n kollektiewe ooreenkoms sluit, maar voor die vergadering moet die werkgewer die inligting van die vakbond verifieer. So dit sluit in om seker te maak dat die vakbond sy kennisgewings en versoek aan die wetlike vereistes voldoen. Dit sluit ook om seker te maak dat die vakbond se verteenwoordiging voldoen aan die wetlike vereistes. Bykomende bewyse soos afskrifte van lidmaatskapvorms kan ook aangevra word indien nodig. Wat gebeur nou tydens so 'n vergadering? Die vergadering word gewoonlik bygewoon deur die vakbond verteenwoordiger, die werkgewer se verteenwoordiger en soms werknemers verteenwoordigers. Die doel is om die vakbond se aansoek te bespreek en te bepaal watter regte uitgeoefen sal word en dat dit lei na die erkenning daarvan. Die werkgewer kan ook vra oor hoe die vakbond hul aktiwiteite in die werksplek beplan, soos wanneer vergaderings gehou sal word, wie as vakbond vloerverteenwoordigers aangestel gaan word en hoe kommunikasie met die lede sal plaasvind. En as die partye nou ooreenkom? Indien ooreenstemming bereik word, word 'n erkenningsooreenkoms onderteken en die verhouding word formeel vasgelê. Hierdie ooreenkoms beskryf gewoonlik die organisatoriese regte wat die vakbond in die werksplek kan uitoefen. Afhangend van die persentasie verteenwoordiging kan hierdie regte onder andere die aftrekking van lidmaatskapfooie, toegang tot die werksplek, aanwysing van 'n vakbond vloerverteenwoordiger, verlof vir vakbondaktiwiteite en die openbaarmaking van inligting insluit. En as 'n ooreenkoms nie bereik word nie? Indien ooreenkoms nie bereik kan word nie, kan die vakbond die saak verwys na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, so die KVBA, vir konsiliasie. Indien konsiliasie onsuksesvol is, kan die vakbond die saak eskaleer deur 'n stakingsproses te begin of 'n arbitrasie te versoek. Die KVBA sal dan 'n bevel uitreik wat erkenning vir spesifieke regte toeken. En laastens om jy af te sluit, Meyer, en baie dankie vir al hierdie inligting. Hoe belangrik is die vakbond-werkgewer-verhouding? Die aanvanklike benadering stel dikwels die toon vir die toekomstige verhouding. In 'n professionele, oop en regsbewuste hantering van die proses beperk gewoonlik onnodige konflik.
om regsadvies in te win voordat die erkenningsooreenkoms geteken word is baie belangrik, aangesien dit 'n langtermyn op die besigheid en bestuur van die werksplek sal hê. In die praktyk is 'n gesonde verhouding met die vakbond nie noodwendig nadelig vir die werkgewer nie. Met duidelike reëls en grense kan dit 'n gestruktureerde kanaal bied om arbeidsverhoudinge te bestuur. So met inagneming van belange van die werkgewer en die werknemers. Maar baie dankie. Ek dink dit verduidelik nou regtig die proses vir werkgewers en werknemers. Dis my plesier. So in 'n neutedop, om die proses vanaf die eerste brief te verstaan, is die sleutel tot 'n gebalanseerde en wettige werksomgewing. Dit is aan Meyer Lou, hy is regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie en hy het vandag met ons gesels oor vakbonde en hoe hulle met werkgewers in Suid-Afrika interaksie het.